Hosea, hoofstuk 1, vers 1 tot 5, wonderlik. Kom ons lees hom in die Engels. It says, the word of the Lord that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. That's just history. Let's go to verse 2. The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. Next verse. So he went and took Gomer, the daughter of the blame, which conceived and bare him a son. And the Lord said unto him, call his name Jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. Verse 5, and it shall come to pass at that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. Some pronounce it as bow, but it also refers to a bow. Nevertheless, dit is die woord van die Here. En ons gaan daarop fokus. Ek het aan dit geraak gisteraand. Eintlik het dit net so uitgewerk, maar kom ons gaan net saam met die Heilige Gees wat hy vir jou wil sê uit die woord vandag. Dit is nogal skokkend as 'n mens hierdie gedeelte lees en jy kom tot die begrip dat die Here hier vir sy profeet sê, gaan vat vir jou 'n vrou, 'n prostituut. En ja, die lelike woord wat ons soms gebruik, 'n hoer. Dis wat die Here hier sê, gaan kry vir jou so 'n vrou. Trou haar. Hê kinders met haar. Dit klink vir ons heeltemal verkeerd. Dit maak nie in ons religieuse perspektief sin nie, want dit klink so buite karakter van God. En dit lyk so. Maar hier's 'n doel, hier's 'n plan met dit. En dit is dat die Here hierso Hosea se lewe gebruik. En hy bring 'n spesifieke boodskap deur Hosea se lewe aan die volk van Israel. Deur Hosea se dade en aksie en lewe spreek die profetiese boodskap tot die volk, tot die mense, dat julle is soos hierdie prostituut vrou wat my verlaat verander. Ek bly getrou aan jou, maar jy kom in religieuse verhouding, in 'n verhouding met ander gode en afgode, wat my verhouding skaad, wat dit afbreek met jou. Maar nogtans is ek die Here getrou. En al het jy dit gedoen, al was jy ontrou aan my, al loop jy weg van my, of breek jy verhouding met my, ek sal nog steeds lief wees vir jou. Ek sal nog steeds jou gaan haal soos hierdie prostituut vrou en aan my bring. Ek sal nog steeds getrou bly aan jou as jou man. My punt wat ek probeer maak is, en wat die Heilige Gees wil oorbring is dat God het vir elkeen van ons die sterkste gedeelte van ons lewe wat profeties spreek, is my en jou lewe self. Baie kere dink ons dinge maak nie sin nie. Ons sit in 'n situasie dalk waar jou huwelik maak nie vir jou sin nie. Dit wil nie vir jou reg uitwerk nie. Dit is nie hoe jy dit ge-envision het en beplan het nie. Maar tog sê die Here, hou uit. Byt vas. Wys liefde. Want deur jou huwelik kom 'n boodskap wat resoneer. Daar's baie voorbeelde in die woord. Ons kan gaan kyk na die lewens van mense soos Daniël, wat 'n boodskap resoneer die heeltyd deur sy lewe van onwrikbare kompromie. Dat daar nie kompromie is nie en daar is nie plek vir dit in sy verhouding met God nie. En dit bring daai boodskap deur sy lewe, 'n profetiese indruk en boodskap. So kan ons na baie Bybelkarakters kyk. Ons kan hulle opgesit het hier. En ja,
Dit is radikaal. Kom ons dink gou aan Abraham. Dink jouself in. Jy het jare gewag, die teoloog sê 23 tot 25 jaar vir Isak om gebore te word. En nou is hy net lekker mooi, jong, sterk seun en sê die Here vir jou, vat hom en gaan maak hom dood. Gaan offer hom. Dit gaan nie baie lekker af nie en dit maak nie sin nie. Maar daar is 'n boodskap. Ons ken almal die uiteinde dat die Here se genade en voorsiening daar was in die plek van Isak het die Here voorsien. Maar wat resoneer Abraham se lewe? Dit resoneer 'n boodskap van gehoorsaamheid in geloof. Dit is sy profetiese boodskap as die vader van geloof. So het jou lewe, so het my lewe 'n spesifieke boodskap wat die Here wil bring deur my lewe. Nou sit jy vanoggend, jy sê maar, weet jy, ek verstaan dit nie, ek kry so swaar, dit gaan moeilik met my, dinge breek nie vir my deur finansiëel nie, vandag het deurbraak vir jou gekom. Dit het nou net hier gebeur in die gees. Dit het nou net hier plaasgevind. Maar soms is daar 'n rede, dikwels is daar 'n rede eintlik, dikwels. Hoekom jy deur iets gaan? Die Here laat dit toe. Hy beplan nie evil vir jou nie, Jeremia 29:11. Sy gedagtes is nie dit nie, maar voorspoed, seën, 'n toekoms, 'n hoop en 'n verwagting. Maar in sy plan is daar 'n plek om deur te gaan. Daar is 'n wildernis, 'n woestyn om deur te gaan. Daar is 'n plek waar ons gevorm word. En saam met dit vorm dit die boodskap van jou lewe. Wat die Here wil voortbring deur jou lewe. Byvoorbeeld, sê nou jy gaan deur dit sodat ander die aspek van volharding kan sien. En God se getrouheid in volharding. Dis 'n interessante ding, jare terug was ek 'n kapelaan in die polisie. En hulle het my letterlike medalje toegeken vir volharding. Regtig, ek was stom geslaan. Ek gedink jy kry so 'n medalje nie. Nou moet jy besef, wat moes ek deurgaan om dit te kry? Hy lê daar in my kas, en dis 'n profetiese boodskap wat die Here vir my gegee het. Jy's 'n man van volharding, hou aan volhard. Want daar's 'n hemelse prys en medalje, wat wag vir volharders. Oorwinnaars, die oorwinnaarskroon. Dit wag, dis daar. Kom ek gee nog net 'n voorbeeld van dit, hoe wonderlik die profetiese werk in ons lewens. Wanneer die Here profetiese woord in ons lewe inbring en inspreek en deponeer. Hy sê in Jesaja 55, dit is soos die reën wat val na die aarde en die sneeu wat kom na die aarde. Dit sal nie ledig na hom toe terugkeer nie, maar dit sal bereik dit waarvoor dit uitgestuur is. So die Here kom benat, as ek dit so kan sê, en julle mense van hierdie wêreld sal dit goed verstaan met julle lekker deurdringende winterreëns en sneeu wat val in die omgewing. Dit is nodig vir die plante, die wingerde, die landbou hier om te groei, te ontwikkel, vrug te dra. Net so het ons nodig dat God se woord op ons lewens kom val. Maar as daar niks in die grond van my hart is nie, wat gaan dit voortbring? Niks. So die vraag is wat plant ek in my hart, in die grond van my hart? Ons het 'n groot uitdaging in Suid-Afrika. Kom ons wees net vir 'n oomblik eerlik, dit lyk nie goed daar buite nie. Maar hier's die waarheid. Dis die feite. Die waarheid is, vir die Here lyk dit fantasties. Want dit is die grootste geleentheid om te wys dat hy God is. Dat hy die God van die onmoontlike is, wat 'n land en 'n nasie kan draai terug na hom. Daar is profetiese woorde, en baie van ons het dit nie eers in ons hart nie, omtrent ons land. Wonderlike beloftes van die Here, waar die Here gesê het, daar kom 'n ingrype in ons land. Hy gaan 'n goddelike man oprig in hierdie land. Hy gaan transformasie bring en herstel in die land. Daar gaan 'n radikale employment boost kom in die land.
Hy gaan tronke. Waar is die een wat die gevangenisbediening het hierso? Die Here gaan gevangenisse aanraak en dit plekke van onderrig maak. Dink dit het klaar begin gebeur. Dis besig om te gebeur. Hy gaan die hospitale plekke maak van genesing, waar mense sal ingaan en gesond uitstap. Ek wil vir julle sê vandag dat die kerk is gemobiliseer en aktief daar buite in die hospitale besig om te bedien. Een van ons gemeentes het 'n tyd terug 'n uitreik gedoen, toe gaan hulle na 'n hospitaal toe. Gaan bid hulle vir die mense in die hospitaal. Daar was 112 mense in die hospitaal. 86 het binne 'n uur uitgeloop. Hulle was gesond. Dit is wat die Here mee besig is. En wat ons doen is, ons hou onsself op met hierdie worsteling oor my lewe en my posisie in Suid-Afrika. Dis goed om van die Here te hoor. As die Here vir jou beplan om na 'n ander nasie toe te gaan, gaan asseblief. Beweeg in die perfekte wil van die Here in. Ek sê nie jy kan nie of moenie gaan nie. As die Here jou lei, gaan. Dan is dit die regte ding om te doen en moenie bang wees om te gaan nie. Want waar die Here se wil is sy seën en sy goedheid. Maar besef jou lewe, die Here het 'n plan, hy het 'n boodskap, hy het 'n message. God has got a message for your life that wants to reflect and resonate to people out there, that they would see Christ in you, the hope of glory. That there is a hope of glory that is coming. But glory is preceded by suffering. Suffering goes before glory. Not ungodly suffering. Ek sê nie daarmee as jou skoonma aan jou slaan en stop dit. Dis nie 'n tipe suffering nie. Praat van die Here, laat toe partykeer dat ons deur moeilike tye gaan om ons geloof te stretch en te aktiveer en twyfel en ongeloof uit ons harte uit te spoel met die wasding van sy woord, sodat ons 'n boodskap het, 'n geloofspad loop. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis asof ons dit nooit klik nie. Die regverdige sal deur die geloof lewe en dan wil ons heeltyd in aanskoue. As die Here gesê het, soontoe al sien ek nie, dis wat hy gesê het, ek gaan hom gehoorsaam. Daarom wil ek jou aanmoedig vanoggend en ek wil die woord van die Here na jou bring en vir jou sê uit die lig van die lewe van Hosea, uit die lig van die lewe van Abraham, uit die lig van die lewe van Josef, maak ons foute, ja, net soos hulle. Het Abraham 'n fout gemaak? Ja. Hy het 'n kind verwek wat nie van die Here se plan was nie, Ismael. En nou het ons nog 'n kopseer met hulle. Tot vandag toe. Mag die Here hulle red en hulle vrymaak. Josef was onwys omtrent God se profetiese boodskap. En dit het 'n situasie vir hom geskep, waarin sy ouers, sy ma en sy pa in die prentjie gebring is, dat hulle voor hom sou buig. But he had it wrong. Want die son en die maan wat voor hom gebuig het, was toe sy vrou en sy skoonpa, wat se name son en maan beteken het. So moenie oorhaastig wees met die boodskap waaraan die Here werk in jou lewe nie. Maar dan gaan jy foute maak, jy gaan jou vingers verbrand, en dalk heeltemal onnodig in 'n put beland. Maar die Here het 'n plan, die Here het 'n doel. Hoekom gaan ek deur hierdie moeilike tyd? Hoekom sukkel ek in my huwelik? Vra die Here, vra hom die vraag, Here, wat is die antwoord? Hoe los ons dit op? Hoe verbeter ons dit? Hoekom sukkel ek met my kind? Hoekom is daar 'n gedragsverskil in my kind? Hoekom is my kind nie meer hoe hy was nie? Hoekom is hy rebels? Hoekom is hy versetlik? Vra die Here, daar's 'n plan, daar's 'n oplossing, maar daar's ook 'n boodskap. Daar's 'n getuienis wat deur dit kom. Daar's eer wat kom aan die Here. Met die Here is enige iets moontlik, en dis wat hy wil hê jy moet weet en verstaan. Dit is nie onmoontlik, sou enige iets vir God onmoontlik wees. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Is hy 'n mens dat hy sou lieg? Dink ons regtig dis onmoontlik vir hom om Suid-Afrika radikaal te verander? Nee, dit is nie. Maar ons omstandighede skree so hard verkeerde boodskap na ons.
Dat ons daardie boodskap aanneem in steede van die waarheid van sy woord, in steede van die waarheid van dit wat hy selfs deur Hosea se lewe eintlik ook maar vir ons nasie sê. Want hierdie dinge wat verkeerd is en wat verkeerdelik aangaan sonder om enigstens polities te wees. Dink jy regtig die Here gaan dit net los dat dit aangaan en aangaan en aangaan? Terwyl sy mense sy kerk bid vir geregtigheid in die land, ek twyfel baie sterk. Inteendeel, ek is oortuig hy gaan dit nie toelaat nie. Dat hy gaan 'n ingrype bring, hy gaan 'n verandering bring. Vraag is, wat wil u deur my lewe bring, Here? Wat is my boodskap? En ek sê dit met 'n rede, want die Here het my gechallenge op dit. Tot ek hom gevra het en by hom gesit het en gesê, Here, wat is u boodskap? En hy het dit baie eenvoudig gemaak. Hy het gesê, die boodskap deur jou lewe is primêr, dat persoonlike intieme verhouding met my is alles. En dis die antwoord tot alles. So orals waar ek kom, maak nie saak wat ek probeer doen nie, ek kom nooit weg van daai boodskap nie. Want hy het dit kom grond in my en hy resoneer dit deur my tot sy eer. So het jy 'n spesiale en 'n spesifieke profetiese boodskap. So het hierdie gemeente waarvan jy 'n lid is, waarvan jy deel is, het 'n boodskap vir Woester, vir die Kaap, vir die land. Hierdie is 'n apostoliese gemeente. Wat beteken hy het 'n spesiale, spesifieke boodskap wat hy resoneer hierdie gemeente. En ek kan al vir jou sê, een van die boodskappe wat resoneer deur hierdie gemeente is verhouding met God. En definitief nie religie nie. Dit resoneer deur julle as 'n gemeente. En daai boodskap moet uitgaan, dit moet groei, dit moet ontwikkel. Dis hoekom julle 'n apostoliese herder en vader van die huis het. 'n Apostoliese pa en ma hierso het. Die moderne term vir dit is, hulle noem dit 'n mooi ding, dan klink dit nie so moeilik nie. Is geestelike entrepreneurskap. Spiritual entrepreneurship. Dis die apostoliese bediening. So ek glo, en dit is my belewenis, dat die Here gaan wonderlike groot dinge doen met julle apostoliese pa en ma in hierdie gemeente. En dit wat hier gevestig is, gaan ook na buite toe uitgaan en groei en gevestig word. In areas waar die Here daai spesifieke boodskap wil vestig. Van verhouding, kragtige verhouding met God. En los en vry wees van religie. Waar ook al en hoe ook al hy wil. Maar daai apostoliese sal uitgaan van hier uit. Julle is bevoorreg. Ek kan sien en ervaar in die gees dat die Here iets wonderliks hier kom doen het. Toe hy hierdie mense, hierdie kinders van hom wat hy geroep het, vir Johan en Linda, toe hy hulle hier gestel het, en mense om hulle gesit het, en julle kom voeg het by hulle. So by the way, hierdie is nie die einde nie. Hierdie is wat ons sê, dis nou intermission, dis die middelfase. Ons is nou net halfpad. So ons het nog 'n helfte om te gaan, hierdie gemeente. En die tweede helfte is altyd meer heerlikheid in as die eerste. The glory of the latter temple will be greater than the former. En dit is hoekom julle dit so sal beleef en ervaar ook, net soos wat die woord van die Here kom, en soos wat die profetiese woord kom, en dit kom saturate, en dit vloei deur, en dit kom benat, en dit kom bevog, en dit bring groei, en dit spruit uit. Want hier tussen julle is mense wat gawes het, elkeen van julle het gawes, bedieninge, roepings, en dis wat die apostoliese vestig, is dat dit kan uitbeweeg na buite in die gemeenskap, dat daar aksie is tot die woorde. Ons het selfs hier gesien uit hierdie voorbeelde en in Hosea se lewe, hoe kragtig is aksie, dade. Actions do speak louder than words. Dit is net so, wanneer mense Jesus se liefde sien in aksie, soos 'n BMX projek. Wanneer hulle dit sien in aksie, begin hulle dit te glo, want vir 'n ongelowige is seeing believing. Vir 'n gelowige is believing is seeing. Maar vir hulle is seeing is believing. So die aksie moet kom van ons, moet die boodskap bring, moet deur ons vloei van verhouding met God.
En ek wil regtig jou nie net aanmoedig nie, maar ek wil dat die Heilige Gees jou bedien vandag, dat jy met geen swaarmoedigheid hier uitgaan nie, en belastheid nie, dat jy weet dat daar deurbraak vir jou is, in God se tyd en manier, maar saam met dit, dat daar 'n oorbrugging is vir jou, na dit wat die Here wil hê, jy moet instap, en jy moet invloei, en jy moet inbeweeg. Ek het dit al hoeveel keer in my lewe gesien, dat die Here het vat die mees ordinary mense, en hy gebruik hulle extraordinary. Mense wat jy gedink het, nee, ek weet daarom nie, juis hulle, dis hulle wat die Here gebruik. Kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld, net om jou te bemoedig, tot eer van die Here. Yours truly, kon glad nie Engels praat nie. Dankie. Ek en my vrou jong getroud was, dit is nou so amper 28 jaar gelede, ek raak baie keer die mekaar, 26 en 28, dink op 30 gaan jy optel. Maar so 28 jaar gelede, toe ons jong getroud was, kon ek nie eens kos in Engels bestel het nie, my vrou moes. Gelukkig het sy uit 'n Engelse huis gekom, 'n gemengde huis, Afrikaans en Engels, maar hulle het Engels gepraat in die huis, so sy kon daarom vir ons kos bestel. En die Here begin 'n woord losmaak oor en in my lewe, en hy stir in my die roeping van die profetiese bediening tot die nasies. En hy volg dit op met daai reën wat kom en wat kom nat maak, en sê hy het my geroep, en hy gaan my uitstuur Amerika toe, na Washington DC toe. Luister mooi, die woord sê, don't despise prophecy, weigh it. Want in daai stadium het ek gedink, hierdie ou is Afrikaans, hulle praat Amerikaans. Tensy ek in tale gaan bedien. En raai wat doen die Here met my? Hy vat my uit die teologiese college en hy gee my 'n rol en 'n roeping na 'n all speaking English speaking congregation. As 'n associate pastor daar. Dit was nag die eerste 2 weke. Ek het gesukkel om die announcements in Engels te doen. En toe ek moedeloos is, toe sê ek, Here, weet jy wat? Ek kan nie, maar u salwing kan. Toe sê die Here vir my, al wat hy wil hê ek moet doen is ek moet Engelse koerante lees. Hy sal die res doen. Toe begin ek Engelse koerante te lees. En die Here se salwing het my kom bemagtig. Toe ek weer sien, toe lei ek die hele diens in Engels, toe preek ek in Engels, toe teach ek in Engels. En so het die Here my die genade gegee, dat in sy tyd is ek Amerika toe, meer as eenmaal al, deur 11 state gereis, in verskeie state bedien, en myself gevind by die Withuis, in Washington DC. Een van die kleinste, maar mees profound goed wat die Here ooit vir my gesê het rondom hierdie woord, was toe ek eendag by 'n vriend van my kom in bediening, haal hy uit sy kas uit daar 'n medalje. Hy sê, hoor jy, die Here sê, ek moet dit vir jou gee, en raai wat's op die medalje? Washington DC. Die Withuis. Toe weet ek, die Here kom benat weer daai woord, en hy herinner my aan daai woord, hy gaan dit volbring. En ek het dit gesien volbring word. Dank die Here dat hy my gehelp het, anders weet ek nie wat het met die Amerikaners gebeur met my Engels nie. Maar dis hoe wonderlik die Here is. As hy iets kom doen, iets kom sê, iets kom spreek, iets kom establish, dan dink ons in ons eie vermoë is dit onmoontlik, en jy's reg, dit is onmoontlik in jou eie vermoë. Dis veronderstel om onmoontlik te lyk. Dan weet jy dis die Here. Maar hy kom maak dit moontlik in en deur ons, hy kom benat sy woord. Net soos wat hierdie sneeu val by julle en deursak na ons hart, so bring hy ook die profetiese woord om ons te kom nat maak. Dit wat in ons hart reeds is. En daai nat maak, sê die woord in Jesaja 55, bring saad voort en vrug. So partykeer het jy nog nie die vrug van die woord nie, maar jy het saad. Die medalje was saad. Nog 'n seed.
nog 'n nat maak tot die saad, wat dit voortbring in my lewe, wat dit vestig. Want jy sien, ek moet glo en in agreement kom met die Here. Want hy gaan nie sy wil op my afforceer nie. Ja, ek het gesê Washington DC, gaan, kry die vliegtuigkaartjie, let's go. Nee, hy het my net heeltyd genudge, geunction. Washington DC, Amerika toe, kom. Nou hier is hoe die Here dikwels werk, en ek deel hierdie getuienis, want dit kan jou dalk help, want baie keer, as ons iets ontvang vir die Here, woord kry van die Here, as hy uit sy hart uit tot ons spreek, dan neem ons sekere dinge vir onsself aan, soos Josef, dat die vervulling op 'n sekere manier gaan wees, en dan is dit nie so nie. Daarom moet jy in tune bly met die Heilige Gees en sy leiding, in verhouding met hom. Hoor, wat het U regtig bedoel, Here? Wat het U regtig hier gesê? Wat wys U vir my? En so het ek dit beleef in my lewe ook, want daar is 'n spesifieke tyd ook vir alles, en vir die vervulling daarvan. Daarom wil ek jou kom help. Ek wil dat die Heilige Gees jou help, dat jy dit besef, dat jy dit verstaan. Moenie net jou eie aannames maak omtrent 'n woord nie, en dink dit is hoe dit gaan wees nie, want meeste van die tyd is dit nie. Dis soos die Here dit wil hê. So wees oop vir die Here, wees oop vir die profetiese as 'n gemeente. Dis ook hoekom daar die begeerte is om 'n span van integriteit hier te stel, waar daar 'n veilige ruimte en vertroue is, dat mense kan kom en sê, bid saam met my, wat sê die Here? Kom gee vir my 'n woord. Ja, 90% van die tyd sal dit bevestiging wees van dit wat reeds in jou hart is. Soms sal dit nuwe nuus wees, want die Here wil ons kom verras met nuwe nuus ook. Maar soos jy bid, sal daar vrede settle in jou hart, en jy sal weet, dit is God wat gepraat het, dit is sy wil. Maak gebruik daarvan. Die profetiese in die liggaam, ons word aangemoedig om almal te profeteer, want die liggaam word bedien deur die profetiese. Dit word verkook, dit word benat, dit word gegroei deur die profetiese. En ek het dit al dikwels gesien, 'n profetiese gemeente, 'n gemeente wat oop is vir die profetiese, het 'n baie sterk aktivering van bediening. In die gemeente en na buite. Maar as hulle geslote is vir dit, dan is dit nie so aktief in en na buite die gemeente nie. Want die profetiese is 'n katalisator vir die gawes van die Gees ook. Ek wil nie nou weer lering daaroor bring noodwendig nie, maar die boodskap vir oggend is wat is die boodskap wat God deur jou lewe wil bring, wat profeties uitroep na buite toe? Wat sien mense, wat ervaar hulle as hulle kyk na jou lewe? Wat beleef hulle in en deur en uit jou lewe? Hoe sien en beleef hulle Christus wat skyn deur jou lewe? Die woord sê, sodat Christus gevorm kan word in ons. Ons is vooraf verordeneer, preordained, predestined to be confirmed and conformed to the image of his son. Dat ons sal word en wees soos hy, en optree in gedagtes, en wat ons doen en wat ons dink. Wat is die boodskap? Wat is die aspek van God? Want daar is so baie van hom. Dis hoekom hy nie net een boodskap of een aspek openbaar nie. Elke keer as jy na hom kyk, sien jy nog iets van hom. En as jy weer kyk, sien jy nog iets. En as jy weer kyk, sien jy nog iets. En dit hou nooit op nie. Want hy is oneindig. Dit stop nie iewers nie. Daar's nog iets om te leer van hom, nog iets om te ontdek van hom, nog iets om te sien van hom. Dit hou nooit op nie. Jy arrive nie. Jy arrive nie. Ek glo al, is jy in die hemel, daar's nog iets, en daar's nog iets, en daar's nog iets, en daar's nog iets, en daar's nog iets. Dit hou nooit op nie. Want hy is oneindig, hy hou nie op nie. Daar's geen stop aan hom nie. Hy's oorweldigend. Hy is fantasties. Hy's wonderlik. Wees oop daarvoor, laat toe dat die Here in en deur jou lewe werk en spreek en 'n boodskap bring. Laat toe dat sy woord op jou lewe val. Laat toe dat die intieme woord wat jy hoor in gebed en in worship, en wanneer jy bid in die Gees, laat dit kom val op jou lewe en kom nat maak. Laat toe dat die profetiese kom nat maak en kom stir in jou lewe. Wees gehoorsaam, respond met die saad wat die Here vir jou sê. Ek het gister ook daarvan getuig. En dis 'n teaching op sy eie, Seeds of Destiny. Baie keer dink ons gaan net aan met ons lewe, die Here sal my destiny vervul. Nie so nie, vriend. Nie so nie, vriendin van Jesus. Jy het 'n verantwoordelikheid, 'n rol te speel. Want die Here wil dit nie op jou afforceer nie, hy wil dit nie doen sonder jou geloof en vertroue in hom nie.
Daarom is daar sade van jou destiny. Daar's dinge wat jy moet saai en dis nie noodwendig 'n finansiële saad nie. Dit kan die woordsaad wees van wat jy spreek oor jou lewe en jou destiny. Wat jy uiter, dis 'n saad. Wat jy bid, is 'n saad. As ek jou kan aanmoedig, as jy met die Here praat en bid, fokus redelik sterk daarop dat jy sy woord bid en in die gees bid. Want ek het agtergekom, hy respond nie vreeslik goed tot 'n gemounery nie. Dis asof hy terugsit en half absent raak. Ek verloor hom in die conversation. Hy luister, maar die oomblik is daar geloof is in my taal en my woorde, en hy hoor sy woord, dan raak hy opgewonde. Dan sit hy vooroor, dan is hy reg om dit te volbring, want dis hoe hy is. Sonder God, of sonder geloof, althans is dit onmoontlik om God te behaag. Sê die woord nie so nie? So om hom te behaag, moet ons in geloof na hom toe gaan. Glo dat hy is, reik uit na hom, ontvang van hom. Ag, ekskuus man. Daarmee sê ek nie, hy het nie 'n gewillige oor nie, hy het. Ons kan gaan sê, Here, ek voel nie lekker hieroor nie, ek voel so hieroor en hy sal ons raad gee. Maar daar's 'n verskil tussen my hart uitstort en kerm en moan. Twee verskillende goed. Moenie 'n mouner wees nie, wees 'n geloofspersoon. Vat dit na die Here toe, praat met hom eerlik. Ons het vanoggend hierdie woord gehoor oor gebrokenheid. Gaan gebroken na die Here met jou gebrokenheid. Vertel hom van jou gebrokenheid. Hy verbly hom in die gebrokenheid van ons lewens en hy rig ons op in dit weer. Maar laat dit transformeer na geloofstaal. Saai vir jou destiny. Kom ek gee gou 'n praktiese getuienis net. So, dink 18 maande, omtrent 2 jaar terug, het die Here vir my gesê, ek moet na AGS gemeente toe gaan in Waterkloof. En ek moet gaan R50 saai daarso. Ek sê nie, is reg. Gaan sien toe, ek het op daai stadium hulle nou nie regtig geken nie. In die diens gewees. Ek sê, Here, waarvoor is hierdie saad? Hy sê, dis 'n saad sodat ek vir jou deure sal oopmaak in die AGS kerk om in te bedien. Ek saai die saad, ek verklaar dit is waarvoor dit is. Lang storie kort. Ek bedien nou op gereelde basis in 'n wye verskeidenheid van AGS kerke. Die Here weet vooraf, maar ons moet saam met hom werk. Op daai stadium het ek nie eens geweet dat ons manne van Lewende Woord, dames van Lewende Woord in die bediening, sy ordinasies gaan volwaardig erken word deur die AGS nie. Dit het 3 maande terug gebeur. So die AGS kerk deur die Here se genade is oop vir ons om in te werk en te bedien. Maar daar was 'n saad vir my destiny wat gerespond het tot wat die Here in my hart gesit het, gelê het, my mee gelei het. Ek weet iets is besig om te gebeur in jou lewe. Die Here is besig om daai saad na vore te bring. En soos ek gesê het, Jesaja 55 sê, en ook bring dit vrug, dit bring oes, dit bring om te eet. Dit bring om die vrug van te smaak. Somstyds is dit nog saad om weer te kan saai. Somstyds is dit die vrug, die oes, die smaak daarvan. Die Here werk op wonderlike wyse, ons moet saam met hom werk aan sy boodskap. Ek het vir Johan ook vertel, toe die Here met my begin praat het oor Amerika en Engeland toe gaan en al hierdie plekke, laat ek net gou dit sê. Die interessante was, toe ek wil Amerika toe gaan, toe sê hy vir my ek moet Zimbabwe toe gaan. Toe gaan ek eers Zimbabwe toe. Toe bedien ek daar, toe ontmoet ek die mense daar van Amerika, wat my Amerika toe gebring het. Het is belangrik om gehoorsaam te wees. Maar saam met dit, moet jy weet dat die Here wil jou lei en hy gaan jou lei en hy gaan jou bemagtig. Dat jy uitkom by dit wat hy wil hê jy moet doen. Nou baie keer dink ons dink is hierdie baie groot dinge. Maar ons sien nie die Here in die klein dinge raak nie. Klein dinge soos, die Here het my baie keer spesifiek na Lanseria lughawe toe laat ry en dan sê hy vir my, sit daar. Dan sit ek daar en sê hy, kyk jy vliegtuie. Sê goed Here, ek sien nie vliegtuie. Dan sê hy, sien jouself vlieg met hierdie vliegtuie uit. Op verskillende plekke toe. Want jy moet saam met God kan begin droom. Jy moet kan imagine. Jy moet kan visualiseer. Dit wat hy sê vir jou lewe. Nou kom ek gee een van die kleiner dinge wat ons nie raak sien nie, wat eintlik 'n groot ding is.
Weet jy hoe fantasties kosbaar en kragtig is dit, dat 'n ma haar kinders in die liefde van die Here met sy woordwaardes in verhouding met hom sal grootmaak. En baie keer dink ons, ag, huisvrou, of die huisvrou dink, ag, ek is maar net 'n tuiste skepper, ek is net 'n huisvrou. Min weet sy dat sy is eintlik besig om te bedien en te deponeer in toekomstige godsmanne en vroue, leiers vir die Here, mense met groot impak. Dit is waar jou vrug lê. Dit lê in dit wat jy deponeer ook in jou kinders. Dieselfde met vaders, wees 'n pa, skep identiteit vir jou kinders, moedig hulle aan, vertel jou meisiekind, sy is mooi want sy wil dit hoor. Sy wil dit nie net dink nie, vertel jou seun dat hy in staat is en dat hy alles het wat sal nodig wees om 'n man te wees. Moedig hom aan tot dit. Want dis wat die Here met ons doen. Hy vertel ons heeltyd hoe great ons is in Jesus. Hoekom? Sodat ons dit sal begin glo. Sodat dit sal begin sigbaar word deur ons lewens. Hy is nie besig om vir ons 'n leuen te vertel nie, want dis wie ons regtig is. Ek het gisteraand ook gesê, die Here het op 'n stadium vir my gesê, you small in stature, but you big in spirit. You're a giant in the spirit. Ja, ek weet ek is kort, maar ek was 6 voet gewees 28 jaar terug. Maar in die gees moes ek myself begin assosieer en in agreement bring dat ek 'n giant is in die spirit. Dat ek myself so sien, want nie lank daarna het die Here my gevrast in 'n bevrydingsbediening in. En ek moes sterk demoniese aktiwiteit face met die begrip, ek is groter en sterker in Jesus as enige een van julle. Anders sou ek dit nie gemaak het nie. Het die Here gejok? Nee. Is ek 'n giant in die spirit? Ja. Dis nie 'n statement van arrogance nie. Dis a known truth of God. God said it. All he expects of me is to believe it. To come into agreement with it. And not to reason with him about it. En dis wat ons gewoonlik doen. Ons wil die Here vertel hoe onwaardig ons is, hoe ons nie in staat is nie, en hy kyk nie na dit nie. Hy kyk na Christus se waardigheid in ons. Christus se instaatstelling deur ons. Dis waarna hy kyk. As jy vat soos Gideon, hoe het hy met die Here geredeneer? Wie ek, die kleinste van die kleinste stam in Israel, van die kleinste huis, van die mees insignificant, en dan praat die Here met hom, en gee hom duidelike antwoorde, en dan vra hy nog steeds vir tekens. Daai een maak nie vir my so lekker sin nie. Maar in elk geval, want daar's 'n twyfel in ons. Hoekom? Die vyand bestook ons en besaai ons met twyfel oor onsself en ons identiteit, want hy wil hê jy moet dit glo. Sodat jy nie die woord glo nie, sodat daar nie reën is nie, sodat daar nie groei is nie, sodat daar nie vrug is nie, sodat jy nie in jou destiny loop nie, sodat jou boodskap nie na vore kom deur jou lewe nie. Het sal hartseer wees as jy sou afsterf en hulle begrawe helfte van jou gawes, talente en destiny saam met jou. My begeerte is dat ek sal leeg wees as hulle my in die grond sit. Dat al die gawes en die salwing en die talente, die vermoë en destiny vervul sal wees. Dat niks begrawe sal word van wat beskikbaar was in hom nie. Daar is deurbraak. Goed, ek weet ons tyd is besig om ons in te haal. Kom ek bid vir julle en dan sal ek so 'n bietjie dat die Gees bedien. Kom ons bid net saam. Vader, ek bid vir elke persoon hier in die naam van Jesus. Dat U die hand van U geregtelike dienaar Jesus uitstrek oor elkeen. Dat U elkeen aanraak nou met 'n bewuswording van hulle identiteit en wie hulle is in U. Ek kanselleer elke leuen van Satan wat probeer om hulle identiteit weg te steel of die woord van belofte uit hulle hart te steel. En ek vestig en maak vas en anker die woorde van belofte, van destiny en van hoop in hulle harte. En laat U Gees nou sal reën asseblief, Vader,
oor elkeen van ons se lewens. Dat die sneeu van die hemel sal kom, sal neerdaal, sal deursypel, sal verkook, that your spirit word would rain upon them, and bring a refreshing, a renewal, an establishment, growth and fruit, seed and fruit in their lives to the glory of King Jesus Christ. I bless them with your spirit, with your grace and with your word, that they would rise up in this time. For this, Lord, is not the time for the army of God to be passive. It's the time for your army to arise, to be strong in the Lord and in the power of His might, to stand firm and strong, and when done all, to stand and to stand until there is a major breakthrough in the heavenlies and in the natural. Arise within us, King of glory, hope of glory, come forth, Spirit of the Lion of Judah, come forth, come forth, come forth. Thank you, Jesus. I bless your people, your church, your army, your body with this prayer. And I pray that there be unity amongst them, for where there's unity, there's your commanded blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And if you agree with that prayer, say, Amen. Amen.